Ek is Elsde Salzwedel en ek en Pieter Kloete is hier in Kaapse Hoop vir Afrikaans.com en ons kom vir julle wys hoe lekker is die In die Bos boekekrol. Die jaarlikse Sappie boekekrol is al jare lank een van die hoogtepunte van In die Bos en hierdie pragtige teken wys vir julle ons is in Kaapse Hoop. Hier gebeur dinge stadig, dis hoog in die berge, hier is nogal 'n koelerige windjie wat hier waai en dit is waar ons vandag gaan luister na Etienne van Heerden, Stef Bos en Lerina Erasmus, om maar 'n paar van die bekende name te noem. En hier word musiek en 'n mooi plek en die letterkunde heerlik vermeng. Ek gesels nou met Etienne van Heerden, 'n man wat baie min bekendstelling nodig het, 'n tweemalige Hertzogpryswenner en iemand wat 'n reuse bydrae gelewer het tot Afrikaans, spesifiek met sy romans wat al in verskeie wêreldtale vertaal is. Etienne, baie welkom hier by Kaapse Hoop se boekekrol van die In die Bos. Baie dankie, lekker om hier te wees. Wat gaan jy vandag doen as deel van die Kaapse Hoop boekekrol? Ek gaan hopelik mense nie te veel skok nie, want ek gaan Hardebaard uittreksels uit 3 romans lees, uit 30 Nagte in Amsterdam, uit Charlie Ong, die nuwe roman, en uit Toorberg. Ons is hier op Kaapse Hoop by die eerste stop van die In die Bos boekekrol en ons is hier by Bohemian Café waar Lerina Erasmus, die baie bekende, ek kan maar sê 'n radiolegende, met ons gaan gesels oor die Mannheim saga en ook oor haar nuwe boek, Die Leliemoordenaar. Ek is baie bly die krol het julle hiernatoe gebring. Ga hierdie pragtige dorp toe. Lerina, jy's 'n radiolegende. Ek dink daar's niemand wat nie weet van die Mannheim saga nie. Maar ek dink nie almal weet jy was 'n aktrise, 'n opgeleide aktrise en 'n tydgenoot van Sandra Prinsloo en Katinka Heinz. Julle het saam graad gekry by Tikkies. Toe het jy in 'n paar TV-reekse gespeel, Drama en Dokter. En toe beland jy in radiodramas en toe skryf jy ene en dis een wat ons nou meer as 30 jaar later nog steeds vier in verskillende formate, die Mannheim saga. Hoe het dit gebeur? Wie, daar was 'n Australiese reeks gewees, Against the Wind. En ek was baie jaloers daarop. Gedink, hoekom kan ons nie, in my naïwiteit, kan ons nie ook so 'n ding doen nie. En toe het ek besluit, maar ons het die geskiedenis, ek kan dit skrywe. En ek het dit geskrywe en so die ding vanaf radio na televisie toe gegaan. Die televisie het gevra vir die 100-jarige viering van Johannesburg. En hoe die boeke toe gebeur het is, die boereoorlog, die Anglo-Boereoorlog was ook 100 jaar oud en so dit in boeke beland. So die ding het 'n aanloop gehad. By my is Annemarie van der Walt, sy is die Boekefees se programkoördineerder en jy woon in Kaapse Hoop, so my eerste vraag is oor hierdie pragtige dorpie. Ja, die geskiedenis van Kaapse Hoop is baie nou verweef met Barberton se goudgeskiedenis. Die goudkommissaris het egter gekies om in Kaapse Hoop te bly om die malaria vry te spring en omdat dit koeler was, maar dit loop so saam met Barberton se goudgeskiedenis. En ek en Pieter het nou die wille perde gesien en afgeneem. Vertel vir ons 'n bietjie van hulle. Daar's so 2 teorieë. Die een teorie is dat dit perde is wat van die Anglo-Boereoorlog agtergebly het. Maar hier was ook 'n soos hulle gesê het op Engels, 'n South African Constabulary tot in die 60er jare omtrent en hulle het ook van hulle perde gelos. Ek self dink dit is die meer logiese verklaring. En dan was daar natuurlik ook perde en muile gebruik in die bosboubedryf en van hulle het ook maar agtergebly. Mijn huis, mijn hart en mijn bezit. En ik volg het spoor van oude schepen, ver voorbij de evenaar. Ek is die vrou wat die nag opsoek. Ek is die vrou wat 's nags uit my bed opstaan en loop. Sy maak haar versigtig los uit die arms van haar man, stoot die kat wat teen hom lê weg en klim saggies uit die bed. Vergeet van arms en drulle en saam en vrede van, dis waar. Jy vrede van, as ek die helfte van die man is wat jy was. Stadig, soos jasmijnblare in 'n beker tee, sak Hongkong uit my gemoed weg.
Net die geur van die teehuis bly in my oor. En so kom ons aan die einde van 'n baie lekker dag op Kaapse Hoop. Ek en Pieter Kloete was hierso om deel te wees van die Sappie Boekekrol, deel van die jaarlikse In die Bos fees. En as jy volgende jaar 'n kansie het, bespreek vroeg, want die kaartjies verkoop baie vinnig uit. Maar jy gaan nie spyt wees oor hierdie dag met boeke, berge, musiek en 'n pragtige plek nie. Ek is Elsje Salzveld en saam met my was Pieter Kloete en ons was hier vir Afrikaans.com. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.